Een van die bekendste eetafwykingspatrone wat mense in kan val is ooreetsiklusse. Ooreetsiklusse is in Engels meer bekend as binge eating. En dit kan veroorsaak word deur verskeie dinge. Een van die dinge is fisies dat jou liggaam die kos nodig het. Dan is daar 'n ooreet wat gebeur as gevolg van jy gebruik kos as 'n emosionele reguleerder, soos jy ongemak voel of hartseer of iets, gebruik jy kos om jouself te probeer troos. Maar die een wat ek spesifiek oor wil praat is 'n ooreetsiklus wat gebeur as gevolg van 'n siklus wat ons in Engels noem binge en restrict. Met ander woorde, dis ooreet en dan onthouding. En dan wat gebeur in so 'n persoon se liggaam is, hy voel weerhou van kos en dan ooreet jy en dan voel jy skuldig en dan om op te maak vir daardie ooreet, ondereet jy weer daarna die tyd. En wat dit vir jou senuweestelsel in jou liggaam leer is, kos is nie veilig nie, kos is nie algemeen beskikbaar nie, maar wanneer ek dit kry, moet ek dit regtig eet. So jy leer jou liggaam dat kos nie veilig is nie. En dit veroorsaak daai ooreet en dan saam met die ondereet veroorsaak dat jy weer net gaan ooreet en dan weer ondereet en dan word dit 'n hele siklus van te veel en jy voel asof jy buite beheer is met kos. Hoe begin jy om beheer te kry in daardie situasie? En dit is eenvoudig dat jy vir jou liggaam moet leer, kos is beskikbaar en veilig en jy kan dit altyd kry. So, as jy weer in 'n ooreetsiklus was, te veel geëet, die geheim is om nie weer in daardie weerhouding fase in te gaan nie. Eet net normaal daarna. En wat jy stadig gaan doen met dit is jou liggaam gaan nie meer daai ekstreme pieke kry van ooreet nie, want hy gaan leer, kos is daar en kos is veilig en jy het altyd kos. So om uit daardie ekstreme wipplank te kom van ooreet, ondereet, moenie die ondereet deel doen nie. Al voel jy, joeg, ek moet nou opmaak vir al daardie skade. Hou net jou normale hoeveelheid kos wat jy normaalweg sou eet en jy sal vind daai ooreetsiklusse word kleiner en kleiner en kleiner.